Goeiemiddag julle in en ommers. Ons kuier nog steeds hier in St. Helena Bay en vandag het ek gesels met David van Haberview restaurant. Nou as jy nog nooit lekker geëet het en in styl geëet het nie, dan is Haberview die plek wat jy moet by kom stil staan in St. Helena Bay. Hierdie is ook een van die episodes wat geborg word deur Sunset Coast Properties in St. Helena Bay. Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier hier in St. Helena Bay by die Haberview restaurant en ek gaan nou weer probeer. Ons kuier saam met Johnny se chommy. Sy naam is David Marie. Hy is die eienaar hier en hy laat my verskriklik lag vandag. En David is 'n ou vriend en hy en sy vrou en ek loop al 'n baie lank pad saam. So ek is hulle baie dankbaar. Hy het my baie gehelp by die begin van in en om Weskus. David, môre. Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Man, ons baie keer pille drink om sleg te voel, maar dit gaan baie goed, dankie. Nou ja, David, ons sit vandag by julle tweede groot restaurant wat julle het hier in St. Helena Bay en wat 'n ongelooflike mooi plek is. Die kos is uitstekend, ons eet ook hierso en ons gaan weer hier kom eet. Vertel gou vir ons Haberview, hoe het dit gekom? Jong, ek het eintlik 2 dae nodig om jou te vertel, maar ons gaan dit short en sweet maak. Jong, ons het maar gesien hier's 'n behoefte in die dorp. Soos jy weet, Seester, ons gaan in ons 9de jaar al van hom. Die tyd vlieg verskriklik baie. Maar die groot ding vir my was gewees, ons het hom Weskus, weet, meer huislik in die kombuis, het ons ingebring en ons het gedink, hoor hierso, mense soek 'n bietjie iets anders. En ons het gedink 'n bietjie, nou nie 100% fine dining nie, ons is maar almal nog in die leerskool en dit, en ons het besluit, okay, ons gaan dit doen. En ons het eers 'n bietjie gaan kyk deur die dorp, wat is die behoefte daar, bietjie met van die mense gesels en dit, en van hulle het gesê, hier's nie 'n plek vir sushi nie. Sê ek, ja, dit kan natuurlik werk. Ja. En, maar soos ek sê, dit is maar alles blessings. Dit is, ek koppel alles aan blessings, nie toevallig nie. En ons het begin en ek het kontak gemaak met Steven, die eienaar van die lodge. En hy het ons genader. En ons het gesien is potensiaal in dit hierso. Ja. En alhoewel die plek, ek dink amper vir 13 jaar toegestaan het, ja. En hy was nooit onderhoud gedoen in die plek en nie. So, ons het ingespring, hy het eers ingespring met sy span en ek het toe na die tyd ingespring. Ek het die 2 seuns hier gehad en vir die manne wat my help met die elektries ook, almal het hier ingespring en ons het gekyk wat kan ons doen en hoe gaan ons dinge maak dat dit kan werk en dit. En ja, so dit is vir my absoluut 'n voorreg om, hoe kan ek sê, om deel te kan wees van Haberview, want ek sê altyd, ons moet agter die skerms gaan kyk. Ja. Wie maak dit moontlik? En ek moet sê, ons het 'n besonderse chef, ons head chef Tim, en dan ook ons assistent chef Brian, is 'n ongelooflike kombinasie, en Verlelle ook. Ons kan hulle nie weggooi nie, en dan ook ons 2 sushi chefs. Hulle is briljant, en hulle is man en vrou. So, vir my op die einde van die dag is, dit werk vir ons en dit, maar nou kan ek sien met die aanvraag op ons sushi, moet ons nou kyk, so ons het nou nog ene wat die 1 September by ons gaan inval, en laat man en vrou ook net 'n bietjie saam kan af en ja, dit is hoe dit gekom het. Ons het gesien die dorp het iets meer nodig. Ja. En ons kry ongelooflike goeie terugvoering. Ja, hier en daar is daar maar 'n brombeertjie. Ja. Wat nou nie gelukkig is nie, maar ek sê dit is nie altyd moontlik om almal gelukkig te hou nie. Ja, dit is Ek weet, ek het
dis klaar vir my 'n groot ding. Ek met my vrou is eerste, ek moet haar gelukkig hou. Maar sy is nie moeilik nie. Ja. En dan ook die personeel en dit en want ek sê altyd sonder ons hande, ons personeel kan ons dit nie moontlik maak nie. So ons het 'n standaard, ons wil net 'n bietjie groei in dit en soos ek sê, ons is nou besig met ons nuwe menu, nuwe wynlys ook, ons wynlys, ekskuus. Ons is nou meer daarmee besig. Ons het nou 'n bietjie gaan kyk, ons het mense wat ons kom sien het, Antonio Rupert se wyne, hulle sit daar in Franshoek en die Protea reeks Swartland gaan ons ook inbring. Heerlik. En want wat vir my nogal besonder is, ons het baie van hulle verteenwoordigers hier gehad en gesê, dis die borrels, laat die kliënte proe. En ja, ek is nou nie so groot kenner in die wynbedryf nie, maar ja, dit kan werk. Dit kan absoluut werk en ons wil dit ook graag. Soos wat ek sê, ek wil hierdie meer ook 'n familie restaurant aanskou. Die mense moet hier kom. Ek weet dit lyk nou baie keer mense die plek is nou te grand om na toe te kom. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Ons wil dit net lekker gemaak het vir ons kliënte en die atmosfeer is so lekker hè. Die atmosfeer is lekker en dis mooi. Ek kan selfs hier kom verloof raak sou ek wou of trou. Ek meen dit is mooi genoeg. Ja, hier's baie oomies hierso, veral op donderdaande hoor. Ek meen ons het hier rugby gekyk, net langsaan het jy vir ons met een of ander, ek kan nie onthou wie het gespeel nie, maar jy het vir ons ontbyt gemaak 7:00 in die oggend en ons was vol. Dit was net mense wat hier langsaan gesit het. Ja, dit was nogal hoe kan ek sê, baie interessant geweest so vroeg in die oggende. Dat so vroeg die mense. En dit was koud. Dit was van my kliënte al 5:00 die oggend al hier geweest wat ons oopgemaak het, En dit was besonder lekker geweest, David, julle is beskikbaar vir privaat funksies. Sê nou ons wil 'n 50ste of 'n 70ste verjaarsdag hou, dan kan ons die restaurant uitboek. Ja, nee, absoluut. Ek kyk ook maar net altyd na die omstandighede, kan ons hulle akkommodeer en dit, want baie mense wil nou weer 'n bietjie litte losmaak en dit. En so ons moet maar kyk, dit wat ons wil doen, dat dit wel werk vir die persoon of wat hulle ook al wil hê. Julle doen ontbyte, middagete, aandete, julle doen alles. Dis reg, ja. En julle spyskaart is, het julle vegetaries en so al wat? Ja, nee, ons het dit definitief op as 'n groot aanvraag op dit ook gewees. So ons doen dit ook nou met die sushi ook. Ons soos ek sê, ons leer manne nog elke dag. Ons doen nou 'n nagereg ook vir die sushi wat ook mense wat nou byvoorbeeld suiker het en dit so ons moet na hulle ook omsien, maar in die algemeen maak ons maar altyd 'n bietjie 'n plan soos 'n kliënt kry en waar het maar allergie en dan vra hulle kan ons dit doen en sover kan ons al redelik al van hulle help met dit wat hulle Nee, maar dit is wonderlik. Daar wat die gewone koek en tee. Baie van ons vrouens wil net bietjie wegkom van die huis af en ons wil 'n vriendin uitnooi en ons wil in 'n plekkie gaan sit wat rustiger is. En 'n koek en tee kan ons ook hier doen. Ja, nee, absoluut. Hoe sê hulle, the proof is in the pudding. Ek is nou maar die proefkonyn. Hoe sê die Engelsman sê, die guinea pig. Ek moet nou maar alles moet ek nou maar proe en dit. Natuurlik, ek geniet dit ongelooflik. Ek het ook nie 'n probleem. Dit is baie lekker. Ja, nee, dit is baie lekker om te proe. Maar die groot ding vir my is dit is vars. Vars gebak. Ons kry alles uit die bakkerytjie uit waar daar langs die gebak word daar langs die seester gedoen. So dit is ook hierso. So ietsie soets vir die soettand en dit wat kan werk. Nou David, as een van die gemeenskap wil ek net vandag vir jou en Ina sê baie dankie vir wat julle doen. Julle dra altyd die gemeenskap se belange op die hart. Ek hoor een van die dae het ons parkrun ook hier, dan sal ons definitief in die oggend ons koffies hierso moet kom drink na ons gestap het. Absoluut, die parkrun gaan werk. Ek gaan natuurlik met my skootertjie agter julle ry en kyk dat niemand verneek of ietsie nie. Nee, ek skerts. Ja, nee, ons sien uit daarna. Dit is is baie potensiaal in die dorp. Hier kan baie dinge gebeur. En ek dink hier is baie mense wat ook wil regtig iets hê om te doen elke dag en dit hang maar van onsself af. Wil ons iets doen of wil ons nie iets doen nie, maar ek weet dit sal werk en
Ek sien ook uit daarna na die parkrun. Gaan jy bietjie ook Ek dink ek sal die inskrywings hanteer. Dit is 'n gewigtig en 'n gelywige ding wat moet gedoen word. Daai ding moet korrek gedoen word. Ja, nee, absoluut. Nee, yes, absoluut. Maar soos ek ook net weer eens sê is ek sê eintlik dankie vir ons gemeenskap wat ons so goed ondersteun en ek jy weet self sonder jou gemeenskap maak dit baie keer 'n bietjie moeilik. So ons locals is vir ons van kardinale belang. Ja. Hulle is ons nommer 1. Ons vakansiegangers is ook ons nommer 1, maar ons nommer 1 kom voor die ander nommer 1. Ja, nee, dit You is know what I mean. Ja, ons verstaan. Ja. Maar baie dankie vir jou tyd. Ja, dankie. Ons gaan bietjie vir julle foto's deel van hierdie pragtige restaurant en hier is 'n formidabele kroeg julle. Dit is baie mooi en van die beste apparate en gereedskap wat ek hier sien wat nie alles, ek weet nie waarvoor word alles gebruik nie. Want ek kry mos nou in die glas. Ja. Ek hoef nie van alles te weet. En dan het ons nou die nuwe 1 liter kraaf bierglas wat ons ook nou ingebring het. En hy's nou vir 2 weke aan die gang en lyk my die manne hou van die 1 liters. Maar ja. Nou ja. Baie dankie David. Sê dankie ook vir Ina. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om saam met julle te kyk. O ja, en ek moet nou natuurlik die belangrikste sê. Jy weet 'n man moet altyd sy kant reghou en skoon hou. Natuurlik. Soos ek sê, my vrou, sy sê groot ene agter die skerms en Al is sy so klein. Ja, sy laat dinge gebeur. Ek het nou amper vernalaat om die belangrikste te doen. So ja, sonder haar sou dit nie moontlik gewees het nie en soos ek sê, is maar alles blessings. Ja. Nee ja, ek wil net vir julle sê as julle nog nie by die Haberview in St Helena Baai was nie, dan het julle regtig uitgemis. Kom kuier vir Johnny se chommy en vir sy pragtige vroutjie Ina en kom maak julle magies vol en kom kuier sommer met die hele familie. Dit is heerlik hierso. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Mooi loop.